Ok, ons gaan nou ronde nommer 2. Ek glo en vertrou dat dit gaan gebeur. Ekskuus vir die afval. Ok. As hy fantastic. Cool. Ok, julle. So, ek sê dat ek is baie opgewonde oor vanaand se amper sê ek Zoom. En met my volvrou is ek besig met Zooms. So ek eintlik bedoel by Facebook Live. Hier is sy. Voor jy hallo sê, wag net eers. So ek is verskriklik opgewonde oor vanaand se Facebook Live. My journey met Leandi het op 'n bitterlike unieke manier begin. In COVID was ek op soek na Bybelstudie, vrouebediening, net 'n plekkie waar ek kan wees sonder dat ek iets moet doen. My ander vriende in die Kaap sê altyd vir my 'n plekkie waar ek kan rus en is. En ek het letterlik daai oggend iets gepost en daai selfde middag het ek 'n inbox gekry van Leandi en sy het gesê kom kuier saam op Funky Ministries, is 'n aanlyn connect groep net vir vrouens. Jy is so welkom. Nie geweet wat om te verwag nie. My voet in die water gesit en gaan kyk en onmiddellik net dadelik lief geraak vir Leandi. Nou was een van daai vriendskappe wat connect het. Ons het mekaar gekry vir 'n koppie koffie en van daar af het ons agtergekom dat soveel goeders in gemeen. En ons het in die proses met my seer by Leandi bespreek en haar seer by my bespreek en sy is een van daai vriendinne in my lewe dat ek kan enige tyd van die nag bel. Of dit klein is of groot is, sy is beskikbaar, sy luister, sy is ook een van daai vriendinne wat my gaan sê, nee my sis, ek dink jy moet net bietjie gaan slaap, ek dink jy's uit lyn uit, kom terug in lyn in. So ek het groot waardering vir Leandi en ek weet dat daar storie vanaand gaan baie vrouens raak. Ek weet ek hang elke keer aan haar lippe as ek die storie weer hoor en weer hoor en weer hoor. So, my sussie, welkom. Ek is bly dat dit het uitgewerk. Ja, dankie, skus. Ek is bietjie tegnologies. Ek het gedink ek's oulik op die rekenaar want toe besef ek nie, okay. Nee. Not gonna happen. Rekenaars wil nie lives doen, ek weet nie hoekom nie, so ek het op my foon vanmiddag op die charger gaan gooi. Ons het nou screen time beleid in ons huis van 4 tot 6, so toe kom my foon weer gecharge het. So ek is super opgewonde. Ek weet baie van jou Funky dames is hierso op. Ek weet baie van my volvrouens is op, maar ek weet ook baie en weet nie wie jy is nie. Ek het nou in die vorige live gesien, ons het oorseese dames op, Qatar is op, ons het wyd oor Suid-Afrika. Wie is Leandi? Haha, yes, ek klap my sommer met so 'n groot vel. Wie is Leandi? So, Leandi is heel eerste 'n vrou van Skalk, 'n wonderlike man waarmee die Here my regtig geseën het. En dan is ek 'n mamma van 2 beautiful goedjies. Caleb Franken, hy is wel nou die 9de Maart 5 en dan Liefke Ariella wat nou so 8 maandjies is. Verder is ek regtig net Leandi, baie lief vir die Here. En ek ja, mense, dis altyd so 'n moeilike vraag want wie is 'n mens? Maar ek dink as mens regtig as jy wil eerlik wees, kan jy 'n klomp aardse goed sê, maar ek dink daai 2 goed is in hierdie seisoen van my lewe die grootste 2 goed in my lewe. Om regtig weer 'n vrou vir my man te wees en 'n mamma vir my 2 kiddies te kan wees. Awesome. Ek vra daai vraag spesifiek vir 'n rede want in my volvrou waar ek nou met die vrouens praat en werk, is ek juist besig met daai plek van hoe stel jy jouself vir iemand voor? Hi, ek's Jerdien, ek's 'n prokureur of hi, ek's Jerdien, ek's 'n life coach. You always want to go to your title or your position en wie is ons regtig as ons al daai goeders wegvat van ons af en we strip down to nothing. Wie is ons eintlik? En ek weet daar was baie seisoene al in jou lewe gewees waar goed by jou weggevat is en op onregverdige maniere en ander in die groter plan van ons Vader vir sy plan vir jou lewe. Maar ek weet ook dat jy het op 'n baie jong ouderdom jou eerste man verloor. So ek wil hê jy kan jou storie vertel. Ek weet ons gaan oor depressie praat, ek weet ons gaan oor
jou eerste man praat en jou liefde vir hom. So jy kan ons inlei in jou storie in waar jy ook al voel watter een van daai twee kom eerste. Ek weet die depressie was eerste geweest, maar in jou koshuis daar op universiteit, maar vertel jy jou storie. Okay. So kom ek begin by ek weet die depressie het nou voor julle Alfons gekom, maar kom ek begin by Alfons want ek dink dit was 'n die bepalende plek in my lewe. Verstaan jy waar die dinge regtig in 'n baie spesifieke rigting ingegaan het in my lewe. So ek was 26 jaar oud, toe is ek getroud. Kyk, toe dink ek sal baie oud, want toe het al my, of meeste van my vriende al getrou, en ek was soos, Here, ek is die laaste, kom wat gaan die aan, en my ma was net soos, die laaste lag, die lekkerste, en ek het toe hierdie, ek wil sê, Griekse God ontmoet. Hy was 'n verskriklike mooi man, en hy was in die Kaap, en ek was in die Kaap, en hy was hierdie kant, en ek het sy male toe nou leer ken by die kerk, en hulle het my toe nou aan hom voorgestel. Ek gaan 'n lang storie kort, dit was na baie seer, die depressie waar ons ook sal praat, het hierdie man in my lewe ingekom, en dit was vir my so 'n sprokiesverhaal. Dit was regtig, hierdie sprook, ons het mekaar in Oktober ontmoet op, ek dink dit was nog daai tyd BBM, of ek kan nie onthou of WhatsApp al, dit was een van die chats, wat ons kon chat. En toe het ons letterlik op sy verjaarsdag ontmoet, die 6de November, toe het hy afgevlieg Kaap toe, en ons is toe die 16de Desember verloof, so dit was letterlik 6 weke. So mense wat so vinnig verloof raak, ek sê nie meer hulle is mal nie, want ek was self daar. So, toe ons al Maart al getroud, sê my pa, okay, wow, nou moet julle bietjie stadig, julle gaan mekaar nou eers leer ken, maar daar was 'n baie spesifieke rede vir al die goed, die Here het vooruit geweet, so he connected our hearts instantly and we just knew, en toe het ons getrou die 29ste November 2014, dit was regtig, Alfons het in 'n tyd in my lewe ingekom, waar ek nie geglo het ek's onvoorwaardelik geliefd nie. En ons gaan nou chat oor die depressie. Ek glo ook dat depressie het regtig 'n wortel in jy glo nie jy's volmaak geliefd nie. So dis daai perfekte liefde van die Here waarmee ek baie gestoei het. En Alfons het ingekom en he just loved me perfectly. En dit was letterlik 'n jaar en 'n half wat ons getroud was. Ons het mekaar 965 dae geken. Toe hy dit was 'n Sondag en hy het vir my gesê hy voel nie lekker nie, maar ag, jy weet, mans skryf ons maar 'n bietjie man flu en daai tipe goed. So ek het nie veel daarna, nie regtig baie aandag aan dit gegee nie. En die maandagooggend is hy werk toe en hy het my gebel en gesê, dit voel of sy hart uit sy bors uitklop. En ek het hom gesê, moet ek vir jou afspraak maak by die dokter? En toe hy ja sê, toe skrik ek. Want in die tyd wat ek hom geken het, as hy siek geword het, het hy maar net bietjie gelei, nooit dokter toe gegaan nie. Lang storie kort, ons is in by die dokter en toe het hy daar in mekaar gesak. Hy's in die dokterspreekkamers en die hospitaal is net so by mekaar en hulle het hom hospitaal toe gejaag in ICU en in die volgende oomblik wat ek kan onthou wat ek gesien het was hulle was besig om hom te resuscitate. Sy hart het gaan staan en toe dit was absolute chaos daarna. Dit was 'n maandag die 6de Junie 2016 en my lewe daar vir 'n oomblik gaan stil staan, want ek dink tot op daai stadium in my lewe het ek hierdie idee gehad, dat slegte goed, dat daai tipe slegte goed met ander mense gebeur. Jy weet, jy stoei deur 'n paar goed in die lewe, maar dit kom altyd reg, verstaan? So ons altyd, so my ouers is deur 'n egskeiding wat baie sleg was, ek het hierdie verskriklike depressie gehad, bipolêre depressie, maar alles kom reg. So die kans dat Alfons gaan doodgaan, dit gaan nie gebeur nie, want dis nie wie my God is nie. En toe Alfons daai middag dood verklaar is, ek sal dit nooit vergeet nie. Dit was vir my so 'n oomblik in my lewe waar ek getwyfel het, maar wie is God nou? Want as hierdie kan gebeur, dis nie die God wat ek gedink het ek ken nie. Verstaan, so wat is hierdie nou?
Ag en ons is 'n genadetydperk van 3 dae met hom gegeen. Sy hart het bonatuurlik weer begin klop en ek het met my hele hart geglo, dat hy weer gaan sy oë oopmaak en hy gaan weer fyn wees en Here, as hy hom een keer uit die dood uit kon opwek daai maandag aand, dan gaan hy dit weer doen, maar daai donderdag die 9de Junie is hy toe oorlede, 4:15 daai middag. En ek onthou ek het by die hospitaal uitgestap and there was just nothing. Ek het nie eintlik geweet wie is Leandi nou meer nie. Want alles op wie ek het gebou het, alles rondom wat ek het gebou het, want hierdie was dan nou my fairy tale, verstaan, hierdie was dan nou Romeine 8:28, hy laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom lief het, dit was Alfons. So waar is die goed nou, wat's die goed nou? En ek dink op daai plek in my lewe het my hele prentjie geskuif. Want ons lees Romeine 8:28, maar ons lees nie vers 29 nie. En 29 sê, die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. En om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun beteken dat ek en jy gaan moet doodgaan ergens. En tot op 26 jaar oud was dit maar baie me, myself and I. Die Here moet vir my deurkom, die Here gaan vir my dit mooi maak, die Here gaan, ek moes nooit iets gedoen het om meer soos sy seun te lyk nie. En toe Alfons oorlede is, toe moes ek by hierdie virkpad in my lewe kom, waar ek gesê het, wel of ek gaan in die wêreld in, of ek gaan of ek gaan regtig Jesus nou volg. Want ek dink ons is baie maklik om te sê, ja, ek ken vir Jesus en ek stap 'n pad saam met hom en dan as hierdie tipe van goed kom, is dit baie maklik om te sê, maar ek dink dat 'n radikale ding in my lewe gebeur. Ek moes die vraag vra, wie is God en is hy goed? Want voor dit het ek gedink ek weet wie God is. Ja. En hy het nie in my, hierdie dood gaan het nie in my raamwerk gepas nie. En toe moet ek besef, maar my raamwerk is nie God nie. Dis nie wie God is nie. En ek dink baie keer stoei ons met soveel goed, want God pas nie, dit wat nou met ons gebeur, pas dan nou nie in die raamwerk en wat ek dink wie is God nie. So ek dink dit was die monumentale plek in my lewe waar ek regtig moes gaan vasmaak het wie is God. En dat ek regtig moes gaan vasmaak het dat hy goed is. Selfs al gebeur hierdie slegte goed nou. En dat hy alles ten goeie gaan meewerk, maar dit gaan beteken dat ek meer soos sy seun gaan moet lyk. En dit gaan beteken dat maak nie saak wat gebeur nie, ek gaan moet sterf. Ek gaan myself moet neerlê om te sê, Here, nie my prentjie meer nie my wil nie, maar dit wat U nou wil en dit wat U nou sê. So ek het besef dat ek op 'n plek gekom waar ek gesê het, wel of ek fight nou met die Here. En ek het met hom gefight. En toe besef ek, well, I'm fighting the only thing I have left. So, kom fight ek eerder saam met hom. En ek dink dit was 'n Jakob oomblik wat ek so gestoei het, wat ek gesê het, well, I'm not letting you go. I'm either going back into the world and I'm going to do it fully, want ek is 'n passievolle mens, as ek iets doen ek hom vol, verstaan sis. Ek doen hom nie half nie. Ek doen hom vol. So ek sê, of vol terug in die wêreld, of U vat my lewe en U maak my nou 'n sending in Afrika. So dit is letterlik wat ek vir die Here gesê het, so stuur my op in Afrika. Ek weet nie, maar hier's my lewe en hier is nou wat ek gaan doen. So ek dink, ek het 'n deel van die Vaderhart leer ken met Alfons se dood, wat ek nooit andersins sou geken het nie. En as mense my vra, sal ek dit weer kies, dan klink dit so verkeerd om te sê, ek sal dit weer kies. Maar ek sal nie my pappa ken, soos ek hom nou ken, as dit nie vir Alfons se dood was nie. As dit nie was dat ek monumentaal in my lewe moes vasmaak wie die Vader is nie. Nie wat ek gedink het hy is nie wat ander mense gesê het hy is nie van mooi verhale wat ek by ander mense gehoor het nie, maar wie weet ek nou is hy. Daai oggende wat ek opgestaan het, wat my ma altyd gesê het, sy het nie 'n kloek en kloeg gehad wat sy gaan kry nie, gaan ek opwees, gaan ek afwees, gaan ek wil skool, want ek het nog op daai tyd skool gehou, gaan ek wil skool toe
gaan ek net wil hê, wat gaan ek wil doen? En dit was in daai fetus oomblikke wat ek Jesus leer ken het. Wat ek regtig leer ken het, hy is wie hy sê hy is. Hy is Psalm 34 wat sê ek is naby hulle wat gebroken van hart is. Verstaan jy? So daai was 'n monumentale oomblik in my lewe en ek dink baie mense dink, hoe is jy so radikaal vir Jesus en hoe het jy gekom van drama swat? Nou eintlik soos ek verstaan my lewe BC was erg, verstaan dit was soos, verstaan ek het droog gemaak in my lewe. Nou, maar ek kan nie die Jesus wat ek leer ken het in daai 3 dae selfs nie wat ons vir Alfons se lewe geveg het. Daai Jesus wat ek daar ontmoet het, die gees wat my daar gekomfort het. I can't deny him. En ek verruil dit vir niks in die wêreld nie, so erg soos wat dit klink. Ek verruil dit vir niks in die wêreld nie, because I met a side of Jesus, wat my tot vandag toe deurstaf dra. En ek dink, as ons op daai plek kom, baie keer dan kom ons op plek en ons wil soveel vra, maar ons daai liedjie wat sê, when I trust you, I don't need to understand. Van die God wat ek daar leer ken, het is baie, baie, baie groter as wat die 26-jarige Leandie hom ooit ingeken het. En ek het wonderwerke geken. Hy het vir my splinte nuwe paar stembande gegee toe ek geswat het. Hy het my van bipolêre depressie oornag genees. So ek het wonderwerke geken. Ja. Maar hoekom in daai seer ontmoet het, ek sou dit deur niks anders kon kry nie. So my verhaal met depressie, ek dink mens moet praat oor depressie, want ek dink dis 'n massive ding wat ons vrouens aan ons deur kom klop. En ek dink ons dink dis die aanwesigheid van 'n siekte, verstaan, dis 'n siekte, maar ek dink is die afwesigheid van perfekte liefde. It's a void. There's something void wanneer daar 'n depressie is. So ek het vir 4 jaar probeer weghardloop. My ouers is geskei in my eerste jaar. En ek dink baie vrouens sal kan resoneer as ek hierdie sê. Ons probeer, kyk ons hou van sterk wees, né? Dis vir ons lekker as iemand sê, yes, sterk vrou, verstaan, yster. Jog, nee, verstaan. En Niks ek kry was, al onder nie. ja, verstaan jy, en op skool was ek 'n presteerdertjie, so verstaan, dit was prestasiehasie en as ek ek vertel altyd as ek net wel proewe gespeel het, my nooiens van is Franken, het my pa altyd vir my gesê, ek het 1 jaar geval in proewe en hy skreef my, hy sê, staan op, jy's 'n Franken. So ek het geweet, verstaan, ek is 'n Franken, so niks gaan my onderkry in die lewe nie. So toe my ouers geskei is in my eerste jaar, ek was enigste kind, toe dit my regtig, dit het my obviously baie dieper geraak as wat ek wou gehad het, maar ek's 'n Franken en ek wou aangaan, so ek het my identiteit en al hierdie goed gaan soek. Hoe kan ek verder presteer? Hoe kan ek verder, want ek moes nou onafhanklik, ek moes nou in die wêreld ingaan, so ek het vir 4 jaar weggehardloop. En ek dink, toe ek uiteindelik op die plek kom waar ek in 'n inrigting geland het, my lewe probeer neem het ek besef, wel, okay, is nou glad nou nie so sterk Franken soos wat jy toe nou gedink het nie. En ek dink, depressie het my vulnerable laat voel, dit het my uit beheer uit laat voel, dit het my afhanklik laat voel, dit was al die goed wat ons geleer word as vrouens, that's no good thing, verstaan jy? Jy moet altyd in beheer wees, jy moet altyd onafhanklik wees, hoe meer jy op jou eie kan doen, verstaan jy, hoe greater, en ek dink, dis die goed, wat ek nou baie jare later embrace, want ek weet is waar God sterk is. Maar in daai tyd was ek die som totaal van my emosies. Verstaan jy, dit wat ek gevoel het, dit was ek daai dag. So as ek op 'n dag nie goed gevoel het nie, ek sal dit nooit vergeet nie, het ek na die local cafe toe gery, 'n bottel wyn gaan koop. Ja, true story. Bottel wyn gaan koop en vir my 'n pakkie sigarette gaan koop en dan het ek daai dag al wat ek gesit en doen het is ek het my bottel wyn gedrink en ek het my sigarette gerook. En die vyand het my so raak gery, because ek het gedink, dit was my som totaal, dis wie ek nou is. So ek dink, daai ding, depressie en verwerping, daai ding loop hand aan hand, want dis Satan se gunsteling
tool in sy toolkit, want hoekom? Hy weet wat dit is om verwerp te word, want hy was die worship leader van worship leaders in die hemel. Hy was God se aanbiddingsleier. Hy weet wat dit is om verwerp te word. Hy weet wat dit is om uit daai intimiteit verwerp te word en dan daarom gebruik hy dit teen ons. Ek dink regtig Satan het gesê, okay Here, omdat ek weet wat dit is, gaan ek dit doen met jou dogters. Ek gaan hulle tassa op depressie en op verwerping, want ek weet wat dit is. Ek weet wat dit is om in daai gat te wees. En om te dink, daar's nie meer 'n môre nie. Tog ek gaan nie hier uitkom nie. Ek is die som totaal van my emosies. Ek is die som totaal van dit wat met my gebeur het. So ek dink oor depressie kan ons baie lank praat. Maar depressie kan ek net getuig van. Dat ek dink depressie by my het gekom omdat ek was nie content in my lewe nie. Daar was baie goed waarmee ek onvergenoegd was. En ek het myself toegeëien, maar dis dan nie die goed wat ek kan bid nie. Verstaan, so hoe kan ek toelaat dat my ouers skei en hoe kan ek toelaat dat ek my stem verloor in my 3de jaar van my drama studies? Wat gaan ek nou doen? Verstaan jy? So daar was 'n onvergenoegdheid en 'n selftoerekening wat ek wou gehad het om te sê, maar as ek deur al hierdie slegte goed kom, dan verdien ek mos nou bietjie beter. Verstaan, en hoekom kry ek nie nou beter nie? So nou, en dan val jy net al hoe dieper in hierdie verskriklike, ek kan per se demoniese, maar hierdie toksiese denkrigting. Verstaan, hierdie goeders wat ons dink. Ons breek ons koppe oor goed wat ons nie eens kan verander nie. Verstaan, soos ons probeer konstant God speel en ek dink dis hoekom toe ek 26 geword en ek besef toe Alfons oorlede is, ek my lewe neerlê, was dit nie, dis baie maklik om te sê, Here, hier's alles en hier's my depressie en hier's wat ek gaan doen volgende jaar en hier's wat ek gaan doen in my lewe maar we don't do that. Hoekom moet dit altyd eers iets kos voordat ons op daai punt kom? Hoekom moet ons eers so geruk word? En ek sê nie die Here, ek glo met my hele hart dat die Here se planne vir ons net goed is. But does bad things happen? Hell yeah. Ek en jy weet dit baie goed. Verstaan jy? En dan wil ons gaan vasklou aan versies wat ons pas. Ons wil God vat in seisoene en ons haal sekere boeke in seisoene uit en sê, hierdie is nou die boek van my seisoen, want dit praat nou met my, maar wat as die Here vir jou sê, Job is nou hierdie seisoen? Nee, Here, dit kan net nie Job wees in hierdie seisoen nie. Want as ek dit moet verduidelik, dan voel dit vir my soos Job, verstaan, dit is my gevoel, ek het alles verloor. Ja. Maar nee, ek gaan nou net nie hierdie vat nie. So, ek kan net getuig, dat ek toe ek eventually op 'n plek kom waar ek besef het, well, you need to face this head on. En jy moet content wees. En vat dit nou wat gebeur het. Dit beteken nie jy's 'n failure nie. Ek dink dis 'n baie groot ding. Ons kom op plekke en dan maak ons onsself wys ons is failures. But what if each season is just a test to become greater? Om verder te groei, om dieper te groei. So of jy het nou gefaal het of nie, prys die Here jy het gegroei. So, ek het op 'n plek gekom waar ons 'n konferensie bygewoon het en ek het die Vrydag aand die Here hoor sê, ek en Alfons was daar by mekaar. Ek het die Vrydag aand gehoor die Here sê los jou medikasie en net om jou 'n idee te gee, ek was op 1000 mg lithium. Dit was een van die pille wat ek gedrink het. Dit was baie hoë medikasie. Ek was regtig baie siek. Toe kom ek weer, die Saterdag aand hoor ek weer, en toe die Sondag het ek gesê ek gaan op die water loop. Ek sê altyd as ek hierdie deel van my getuienis vertel, don't try this at home, dis is daai WWE goed, don't try this at home. Net as die Here so sê, as jy regtig weer die Here so sê, want ja, dit was regtig op die water loop geloof oomblik vir my. En die Here het my kom ontmoet op daai plek en ek is tot vandag toe nog, ek dink dit was 2013 en ja, dit was die jaar net voor ek en Alfons getroud is. Ek is toe genees van depressie, van bipolêre depressie en reg deur alles tot vandag toe nog. Amper 12, 13 jaar later is ek steeds vry van enige depressie. Raak ek op daai mismoedig?
Ja, maar dis nie meer 'n depressie nie. Dis nie meer ek dink ek het dit altyd beskryf dis 'n swart hond wat jou jaag. Dis 'n gevoel van absolute dood en absolute verlatenheid wat jy beleef en dis presies dit is 'n verlatenheid because it's a void of his perfect love. Dis 'n void omdat jy nie weet wie jy in God is nie. Ek dink daai is vir my die twee grootste goed. Wie is God en wie is ek in hom? Ek dink in reg deur die seisoene van my lewe sien ek dat dit keer op keer die twee goed is wat God in my wil vasbrand. Wie is God en wie is ek in God? So ja. Baie mooi. Ek jy oor Alfons praat en oor die depressie praat en jy weet ek sit baie keer met vrouens en ek het net gister 'n post gemaak wat ek sê massas en massas mense wil one-on-one coaching en dan dink ek maar waar moet ek hulle coach? Want ek leer ook nog self van die proses baie dinge so sê julle vir my waar julle wil gecoach word, maar ek lees so baie e-posse wat mense vir my sê maar hoekom laat as God 'n goeie God is, hoekom laat hy slegte goed met mense gebeur? En dan wil ek dadelik die prokureur die wil dadelik 'n e-pos terugstuur en sê okay, maar hy laat nie slegte goed met goeie mense gebeur nie en goeie goed met slegte mense gebeur nie, because there isn't something like this. En ek dink dit is so mooi vasgevat want ek weet hier's baie vrouens vanaand weet net uit my platform vrouens weet ek daar is ook mans verloor het, geskeide vrouens wat uitgevind het daar's affairs, you name it. Wat seer vanaand op vanaand se call luister. En daai tipe vrae van maar hoe kan 'n goeie God so iets laat gebeur met my? En ek dink wat mense moet verstaan en wat moet deurkom in jou boodskap is dat as ons kan so vinnig en so maklik kwaad raak vir God omdat hy nie op ons standaard voldoen nie. En as jy gesê het daai stukkie boodskap, daai stukkie skrif uithaal Jeremia 9:11. Ek beplan vir jou 'n toekoms van hoop. Okay, maar hier lyk jy vandag hoopvol nie, Here. Of jy weet ons proef lees wat vir ons in ons stories inpas, maar ek dink wat vanaand sterk moet deurkom is dat ons wil hê dat God moet op ons standaard voldoen en ons sê baie keer vir mense dat hulle werk verloor het, dat maybe it's a blessing that you've lost a job en miskien sê jy nooit by die plek gestap het nie, maar ek onthou 'n spesifieke gesprek wat ek met iemand gehad het wat ek van gesê het, God gaan vir jou voorsien, maar hy gaan nie jou 100,000 rand salaris vir jou noodwendig voorsien nie. Hy gaan op sy standaard vir jou voorsien. En ons raak so kwaad vir die Here en ons kan met hom daai stoei met hom hê wat ons wil sê, okay, as ek nou God in my storie kan wees, so ek nou hierdie gedoen het, so kan jy nou asseblief dit vir my kom doen. En ek dink die boodskap wat moet deurkom is dat God hoef nie aan ons standaard te voldoen nie, dis ons wat aan sy standaard moet voldoen. Ja, presies dit. The thing that you're going through is him refining you into his standard. En ja, ek het hoendervleis as ek 'n storie luister weer eens en ek dink ons gaan nou die derde ding praat en dis vars in my hartjie en vars in jou hartjie is ek dink depressies groot, ek en Hytjie dis meer Hytjie se platform mental health en ek dink ek kry skaam om daaroor te praat veral vrouens en ek dink as jy gediagnoseer word met 'n mental health condition dan word jy eenkant toe geskuif in die wêreld en daar's groot fout met jou en dit kom soveel mense stil is vandag oor hulle depressie of hulle mental health kondisies, maar 'n ander kamp waar ek dink vrouens ook 'n baie harde alleen pad stap is infertiliteit. So kom ons gesels vir jou infertiliteit. Ek kan al die detail van jou journey gee, maar again it's your story. Ja, ek dink toe ek daaroor gedink het, dink ek, weet jy, ek en Alfons wou ook baie graag babatjies gehad het en ons het ook 'n jaar en 'n half wat vandat ons getroud was het ons ook probeer en ek dink ek het daai jaar en 'n half ook vergeet. Maar ek dink as mens oor infertiliteit praat, is dit my doring in my vlees. Ek dink dis iets wat keer op keer my geloof tot die uiterste toe. Keer op keer het my geloof tot die uiterste getoets. Maar ek dink daar gaan nie 'n seisoen in ons lewe wees waar ons nie getoets gaan word. Want
ons God he is the refiner. En ons gaan deur die refiner's fire keer op keer op keer op keer gaan. En ek dink, wat ons dan in hierdie wagseisoen doen, of wat ek in my wagseisoen gedoen het, die eerste keer het ons 2 jaar gewag voordat ons met Caleb swanger geraak het, en nou voordat ons het toe, totaal en al deur die Here se genade swanger geraak, wonderwerk. Ons het nie enige doktersbehandeling gekry of niks nie. En toe die tweede keer nou met die baba Liefke het ons oor die 3 jaar gestoei en toe die Here vir ons 'n weg gemaak om IVF te kon doen met haar. Wat ek glad nie eers skaam is om te sê nie. Ek weet baie mense shame. Ek het self daai pad gestap oor probeer ek God speel, but he made the way. So I totally know we were in his will. Hy gee lewe en hy het lewe gegee. Maar dis nie wat ek wil sê nie. Ek dink in hierdie wagseisoene het ek keer op keer gewag dat God sy plan moet verander. En ek was soos, okay, volgende maand gaan God nou sy plan verander, verstaan? En dan het ek myself weer in 'n toilet bevind, in 'n badkamer waar ek sit en waar ek sien ek is weer nie swanger nie. En dan was ek soos, Here, maar hoekom verander U nie U planne nie? En wat ek besef het is that all that while he wasn't, ek het gewag vir hom om te verander, maar hy het vir my gewag, vir my hart om in lyn te kom, vir my om in lyn te kom met sy plan, met sy wil, met sy weë. En ek prys hom daarvoor, want elke keer wat ons 'n babietjie gehad het, het ons huwelik shots gevat. So ek prys die Here dat ek in die eerste maand wat ons getroud was nie swanger geraak het nie, want ek dink nie ek en Skalk sou nou swanger gewees het, getroud gewees het nie. Ons sou mekaar vermoor het. Dit sou nie gehou het nie. Ek sê nie dit is in my en sy verhaal was die Here se timing elke keer so presies, because he knew. So eintlik met wagseisoene irriteer ons onsself eintlik so, want ons sit en wag vir God om sy plan te verander. Okay, so die Here gaan volgende maand sy mind change, verstaan, of as ek ietsie anders gaan doen, of as ek 'n bietjie meer gaan bid, of as ek bietjie meer gaan vertrou, of as ek bietjie harder dit gaan doen. But we forget it has nothing to do with us. Ek en jy kan niks meer doen of niks minder doen om sy plan te verander nie, om sy wil te verander nie. En ek dink, baie keer kyk hy, hoe dra ons dit? Vanoggend lees ek in Numeri 4 en dit het my tussen die oë geslaan. Ek is so frustreerd met Numeri, ek lees nou weer die Bybel deur. Sorry. Ek is so frustreerd met Numeri, want ek is soos, Here, hier is net 'n klomp reëls en hier is net 'n klomp goed wat gedoen is vir die tabernakel en ek weet die Heilige Gees breek net iets aan my oop en ek sit en luister dit, want baie keer as ek so frustreerd word, dan sit ek dit, dan luister ek dit, dat daai man vir my lees. En hy lees, en hy kom, ek weet nie by wat se vers dit is nie, en dis die Gershoniete, en hy lees, al wat hulle gedoen het, is hulle moes die goed aangedra het vir die tabernakel, en ek soos, oh my word, imagine hoe boring was dit gewees, het soos, net goed aandra vir die tabernakel, en in daai oomblik sê die Heilige Gees vir my, how do you carry that which I give you? Ja. En ek was soos, joh, Here. En ek dink dit is in hierdie seisoene wat ons so stoei, ek en jy, wat weet hoe dit is om te wag op hierdie lyf, hierdie wonderwerkie, but how do we carry it? How well do we carry it? En murmureer ons konstant as ons so stap. Imagine die Gershoniete konstant met hierdie lappe stap en sê, Here, kyk toe. Verstaan, waar sou die tabernakel gewees het nie? Verstaan jy? Maar hulle trots gehad in hierdie en ek was so convicted, want ek was soos, how do I carry that which he has given me in this season now? Verstaan jy, baie keer murmureer ons so, en ons is soos, hierdie is nie nou die seisoen waarin ek moet wees nie, en die Here, he has good plans for me, en ons profeteer dit oor onsself, en ons spreek dit oor onsself, en is all good, ons moet dit doen. Maar baie keer kyk hy ook na die hart, na die gesindheid van, hoe dra ons dit? Yield ons, daar's nie 'n mooier Afrikaanse woord nie, surrender ons regtig dit wat ons nou dra. En ek kan vir jou eerlik sê, met infideliteit het ek gestoei om dit goed te dra. I don't think I carried it well. Maar wat het my deurgesien? Ek het keer op keer vir Skalk gevra, hoekom hou ons aan? Hoekom verwyder die Here nie hierdie yearning in my hart nie? Ek dink jy het dit ook gevra, soos,
as ek dan nie moet swanger raak nie, just remove it. Verstaan jy, soos, laat my dan my lewe geniet, verstaan jy, en my geldjies op myself spandeer, en op my man spandeer, en haal nie dit weg. En weet jy wat besef ek? Ek besef 1 Petrus 1 sê, as ek en jy Jesus het, ek lees dit uit die Passion Translation, dan sê dit, we are reborn to experience a living, energetic hope. So as ek en jy moet vra, dat die Here dit moet verwyder, dan vra ons dat Jesus verwyder moet word, because he is the living hope. En dis hoekom ons aanhou, want hy is die lewendige hoop in ons. So as ek sê, Here, verwyder hierdie, dan vra ek eintlik, verwyder u self, verstaan, vanuit my. Because he's the hope. Hy is die Alfa en die Omega. Hy is dit wat ons laat aanhou. So ek besef, as ek daar opgestaan het, okay, ons is al weer nie swanger nie vir die soveelste maand, dan het ons maar net weer aangegaan, because he was the living hope in me. En al die tyd het hy gewag dat my hart in lyn moet kom. En ek onthou, daar was 'n profound oomblik, voordat ek met Caleb swanger geraak het. Wat die Here my eendag, ek voel, hy het my face to face neergesit. En hy het vir my gevra, sal ek genoeg wees? En ek kon daai nie eerlik vir hom antwoord nie. Ek kon nie eerlik sê, ja Here, u gaan genoeg wees. Want my begeerte na hierdie kind was so groot, dat dit 'n afgod in my hart geword het. En keer op keer, nadat ek besef het, dis 'n afgod in my hart, moes ek dit gaan bely het, en moes ek dit gaan neerlê het, totdat ek op 'n plek gekom het, en ek kan met 'n eerlike hart sê, ook gesê het, okay, u gaan genoeg wees. Ja. You'll be enough. En ek dink, dit was nie eers 'n maand of 2 na dit nie, wat ek toe swanger geraak het. So, ek dink, baie keer is ons soos die Israeliete, wat 40 jaar deur die woestyn wil trek, want ons harte kom nie in lyn nie. Because ons gaan sit op sy skoot, soos baie keer as Caleb iets by my wil hê, dan sweet talk hy my, dan sê ek soos, wat wil jy nou weer hê? Verstaan, my pa vra ook altyd vir my, as ek mooi met hom praat, dan sê ek, wat wil jy nou weer hê? Verstaan, of skalk? Ek dink ons doen dieselfde met die Here. We sweet talking, we spend time, en ek was regtig daar. Wat ek net sy woord, ek klim in sy woord in, he, want ek soek belofte. Ergens moet daar staan, en sy gaan swanger word met 'n seun, of sy gaan swanger word, verstaan, soos, ek soek daai skrifte, verstaan, soos, daai skrifte gaan myne wees. Ek het hom nie gesoek vir wie hy is nie. Ek het hom gesoek vir wie hy vir wat hy vir my kan gee. Dis hoekom ek weer vir jou sê, dit kom op daai 2 goed neer. Wie is God en wie is ek in God? Want steeds is ek nou in 'n seisoen waar ek stoei met wie is ek in God. Want as ek weet wie ek in God is, dan gaan ek nie sy beloftes gaan soek om my te pas in my seisoen nie. Then I just want him. Nie vir wat hy vir my kan gee nie. En ek dink infertiliteit het my, dit het my tot op die uiterste, soos those were the 2, as ek dink nou aan die 2 keer wat ek swanger was, those were the 2 biggest stuff in my life. En ek dink, as ons ander mense ook net bietjie oor dit kan educate, om nie vir iemand te sê, ja, maar bid net nog 'n bietjie. Of het jy al gevas? Nee, Susan, ek het nog nie gebid of gevas nie, ek weet nie wat, soos, regtig? Soos, ek weet nie, hoe sê jy dit vir mense nie? Soos, Vertrou dit bietjie weer. Vertrou net meer. Ek dink dit is die onheiligste goed om vir mense te sê, en hulle dink dit is die heiligste goed. Dit is nie. Dit is nie. Verstaan, soos, moedig hulle aan, so hou aan stoei met die Here. Soos as mense vir my sê, hou is kwaad vir die Here, want dit en dit en dit, dan sê ek soos, dis okay my sussie, hou net aan stoei. Moet net nie wegloop nie. Dis daai plek vir ons, en ek was daar in my lewe, waar ek wou wegloop. En wat ek besef het, as ek nou moet wegloop, het ek veragtig niks in my lewe nie. So just stay then, just stick. Dis okay. Al sit jy en jy beklei met hom, dis al wat jy doen. Ergens gaan hy jou stil maak, en gaan jy sy almag besef, en gaan jy besef wie hy is, en wanneer jy weet wie hy is, gaan hy dit in jou vasmaak wie jy is. And that changes it all. That's a game changer, a game changer. It changes everything. So, infertiliteit, joh, my sussie,
Ek gaan nie vir jou sê ek is genees nou nie. Dis steeds 'n stoei, want ek in skala hierdie sê ek nou ek weet nie hoeveel mense kyk nie. Maar ons staan alweer in geloof. Kyk, my man wil al by die deur uithardloop as hy van baba nommer 3 praat en hy sê nee, Funkie, hy's op die eie hierdie ene. Maar ons het die Here het steeds 'n begeerte na nog 'n ou lyfie. So dis weer van die begin af. Ek staan weer op 'n punt waar maar ek moet vir jou sê die mooi wat ek nou kan sien is daar's groei. En ek dink dis great om die groei te celebrate. Joyce Meyer sê altyd, thank God I'm not I'm not where I want to be, but thank God I'm not where I used to be. Ja. So daar's groei, daar's mooi groei en daar's hierdie pad wat ek dink die Here ook so amazing sit vir humor met ons het en 'n grace met ons het om te sê dis okay, jy's nou in hierdie seisoen, maar ek is besig om 'n diep werk in jou te doen en wanneer jy gaan besef hoe geliefd jy is, gaan jy besef dat ek niks goed van jou sal weerhou nie. Die tydsberekening van my lyk dalk net anders as joune, but just trust me in it. Just trust me. En die goed is nie noodwendig jou definisie of jou prentjie of jou droom van die goed nie, maar my groter prentjie. Want ek dink as ons vir onsself, as ek nou moet terugkyk en moet vir die Here sê of die Here wys my waarvoor ek alles gebid het en hy het dit op daai oomblikke vir my gegee. Life ruined. Verstaan jy, dis okay, Here, dis okay. Soos dankie dat jy nee gesê het. Ja. Dankie dat u nie op daai stadium vir my iets gegee het nie. Dankie dat u nie toegegee het op my tantrums of op my emosionele ineenstorting of my wat ook al nie. Dankie dat u beter weet en dat u soos 'n goeie vader my ook in dit tugtig. Ek dink nie ons hou daarvan om dit te hoor nie. Ons sê die Here straf ons. Hy straf nie, hy tugtig. Hy tugtig die wie hy liefhet. Verstaan so, ons het baie wanpersepsies oor God. Ons het regtig hierdie boksies waarin ons God sit en ons sit hierdie dekseltjie op en ons sê soos as hy nie in dit pas nie, is dit nie God nie. Ja. En ek wens ons kan weer net soos 'n kind, my kind, ek wil amper sê my kind is arrogant so baie weet ek het hom lief. Verstaan jy? And if we can get to that place, daar's 'n verskil tussen en ek dink dit was 'n generasie, daar was 'n generasie wat baie in hulle self geglo het. Dis daar weer 'n generasie neeflik, ons is nou die wurmpies, verstaan jy? Ons is wurmpie hier onder op die grond rond, verstaan? En ek dink die Here is besig om 'n generasie op te rig wat teruggaan na die tuin van Eden toe, want hy wil met ons wandel. Hy wil intimiteit met ons hê. En ek dink as ons daai weer kan kry, want baie keer dink ek hy loop 'n stryd uit arrogant. En dan sê hy soos, ja, maar jy's lief vir my en jy's my ma. Verstaan, sê jy wil die beste vir my. Dan sê ek soos, ja, verstaan, hoeveel te meer nie die Here nie. Hoeveel te meer nie. Ek dink is Matteus 7 wat sê, dat ek dit net gou-gou. Matteus 7 vers 9. Watter mens onder julle sal vir sy seun 'n klip gee as hy 'n brood vra, of 'n slang as hy vis vra, as julle wat sleg is, dan weet hom vir julle kinders goeie dinge te gee. Hoeveel te meer sy hulle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan die wat dit van hom vra. He will give good gifts. Ons moet net uit hierdie boks kom. This thing, joh. Ek maak notas want ek probeer so bietjie op af die skerm kyk nie, maar I mean as hier nie vanaand notas gevat word nie, dan moet hulle maar môre weer 'n keer luister. Ek weet 'n live lê vir so 30 dae op Facebook en dan gaan hy af. Maar toe ek nou so praat, toe gaan ek dadelik in my notas want ek ook al voorheen by hierdie plek gekom want ek meen ek is baie kere op baie selfde seisoene en ek het 'n ding geskryf wat ek sê if God gave us everything we desire, our lives would be comfortable but our faith would be shallow. Sure. Wow, dis mooi. Say dit weer. Say that again. If God gave us everything we desire, our lives would be comfortable but our faith would be shallow. Ja, and what a dull life then, hè? Exactly. Come on. My sis, jou laaste vraag. Ek dink ons kan nog ure vir jou luister. Ek kan nie glo dat dit alweer so vinnig uit nie, maar as jy een boodskap van hoop aan vrouens kan los wat tans deur hulle storms gaan, wat is daai boodskap?
ek dink regtig ons is meer as ooit op 'n plek waar die bruid aangeval word op basics. Ek is in 'n seisoen waar die Here vir my sê go back to basics. En ek is soos Here, maar ek ken nie al 'n geruime tyd, verstaan, ek's nie 'n baba Christen nie. Maar tog voel dit vir my ek stoei met Christianity 101. Is ek geliefd? Het hy my vergeet? Verstaan jy? En ek dink hoe meer ek het laasweek daar is 'n video wat ek gemaak het, maar ek wil graag hierdie getuienis share want ek wil met dit afsluit. Wat ek so met die Here gestoei het oor het hy my vergeet? Is ek regtig geliefd? En ons is so skaam om dit te sê, want dis regtig Christianity 101. Ons leer Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad. Ja. So hoe kan ek vra of hy my lief het? Come on, dit is, as daar een skrif is wat almal ken, dan is dit dit. So how can I ask that? Maar ek het hierdie stoei gehad en ek was op pad, Keilepie en Liefke het hand, voet en mond gehad, en Keilepie was fine, maar Liefke het regtig deurgeloop. En ek gaan nou vir die profoundness ook van dit sê, oor onthou my dat ek iets sê van Liefke se naam. Maar ek het op pad apteek toe gery, dus so 8 kilos hier van ons huis af, en ek het net in die kar gesit en 'n vriendin het vir my 'n video op Instagram gestuur van 'n vroutjie, kortliks wat by 'n hawelose vrou wat by 'n huis sal opgedaag het, en sy het eintlik gaan 'n mok maak, want sy het op hulle geskree en gesê, die God wat julle aanbid, kan nie reël wees nie, want as hy vir my lief is, dan hoe lyk ek so, hoe los hy my so, en 'n man het badkamer toe kom bys toe gaan en hy het water gaan haal en hy het haar voete begin was, en in daai oomblik het die heerlikheid van die Here net oor gekom en sy het 'n vrede beleef en sy het begin sing daai liedjie, Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. En ek het geween, want toe ek in daai oomblik soos oor twee goed, ek het vir die Here gesê, ek wil ook dit vir iemand kan doen. Gee my die geleentheid om vir iemand te kan sê, Jesus is lief vir hulle, en Here, is U nog lief vir my? Het U my vergeet? En ek het Damas toe gery en ek het 'n album geluister, 'n verskriklike mooi album van Abby Gamboa, Pure is die naam die album se naam, dis besonders, gaan luister dit. En ek het regtig so gehuil en met die Here gepraat en het uitgeroep en gesê, maar waar is U? Kom deur vir my met liefde. Kom deur vir my met goed wat ek U nou oor vra. Verstaan, en praat net my, gee net vir my antwoord. Just tell me you are there and you love me and you see me. En ek het toe ek in Damas inry, toe trek 'n verkeersbeampte my af en so flip it. Ja, dankie, dis 'n manier om vir my te sê jy is lief vir my. Verstaan jy? My pa vra onmiddellik vir my toe om te vertel, wat jy verkeerd gedoen, jy het vinnig gery. Ek sê nee, sy het my net afgetrek, dit was 'n routine ding. Maar onmiddellik sien sy toe ek is ontsteld en sy vra my hoekom is ek ontsteld en ek vertel vol van liefde en ek sê vir ek is sommer net besig met die Here en ek is sommer net hartseer. En sy sê die volgende vir my sister, let's pray. En sy gryp my hand en die vrou trek weg en sy bid met 'n autoriteit dat die gees in daai kar so tasbaar is. En sy bid vir liefde en ek kan voel hoe die atmosfeer swaai, ek voel hoe die dinge swaai. Die volgende oomblik toe sy klom, toe sê sy vir my, and just remember, Jesus loves you. En ek het so lelik gehuil. En sy sê, oh, you okay? Ek sê, you have no idea what you just told me. You have no idea. En ek dink, as ek vir vrouens net kan aanmoedig, want ek het agtergekom met daai video, dat dit is 'n algemene ding. Ons twyfel of ons waarlik geliefd is. En toe ons vir Liefke gehad het, ek het 'n tattoo op my arm wat sê beloved. Omdat ek hierdie journey het met die Here, dat ek sy beloved wil wees. As ek Hooglied lees, dan sit vir my hierdie liefdesbrief van die Here aan my, maar baie keer voel ek, dis leefwoorde wat ek lees. So toe ons vir Liefke gehad het, haar naam beteken beloved. So dit is vir my so insane hoe die Here hierdie banner of love net konstant oor ons uitroep. En dit is waarmee ek vanaand die vrouens verlos, ons is waarlik sy geliefde. We are truly his beloved, because if we believe it, ons sê baie keer ek gaan sit voor Jesus se voete.
Moenie vir Jesus se voete gaan sit nie, gaan sit op sy skoot. Gaan sit teen sy bors, gaan klim in hom in. Gaan druk teen hom, gaan soek hom totdat jy hom kry. Moenie ophou nie. Ek dink ons hou te vinnig op want ons glo nie ons is dit werd nie. Ons glo nie ons is dit waardig nie. Vanaand toe kyk ek na een van hierdie boeke. Een van my favourite boeke is Francine Rivers se Redeeming Love. En ek dink as ons net besef that's how he pursues us. Soos hoe Sia daai vrou pursue het, so pursue hy ons. Absoluut. Selfs in ons storms. En ja, op hom in die storms vas te kyk, because there's a much greater God. Kom net uit hierdie boks uit. Ja. Besef wie hy is, besef wie hy is en maak dit in jou hart vas. Flip dit man. Ek kan dit nie genoeg sê nie. Ek kan nie genoeg sê dat ons dit moet, as jy dan op jouself moet gaan tattoo. Moenie vir jou ma sê ek het gesê om 'n tattoo kry nie. Just do it. Do what is necessary, but know that his banner of love is over us. Ek was maandag by Liesel, sy het my so bederf met 'n beautiful skildery ook van his banner of love over us. En selfs al is ons in die woestyn, hy roep ons na sy hart toe. Hy roep ons na meer van hom toe. Ek dink hy's so jaloerse God. En as ons dit net kan verstaan dan raak ons van kwaad. Ja, maar Here, ek het net nou tyd in die kar. Ek verstaan dit, my dogter, but I want more. I want more of you. I want special time with you. I want to be in your ja, Here, maar u weet alles. Ja, maar vertel dit vir my. Ek wil dit uit jou mond uit hoor. Ek wil jou stem hoor. Ek wil jou oë sien. Ek wil jou net naby my hê. En ek dink nie, ons dink ons is dit werd nie. So ja. My sussie, jy was 'n groot blessing, soos altyd. Ek hoop my Facebook verstaan hoekom jy 'n sussie geword het, 'n groot geestelike mentor, voorbeeld in my lewe. Die wat moet weer gaan luister om al die notas te kry, is baie notas wat deurkom. Ek dink is baie deurbraak vir vrouens. As jy aan iemand kan dink wat hierdie boodskap moet hoor, comment hulle name op hierdie page, dat hulle die boodskap gaan luister. Ek dink hy is vir 30 dae op my Facebook, dan delete Facebook hom outomaties. Maar as vanaand jou enigsins bemoedig het en ek voel gelei deur die Here. Een van my grootste hartsbegeertes het waar geword en dit is om by 'n plek, dit dan net toevallig so uitgewerk dat dit 'n naweek gaan wees, maar ek was saam met Leanne bedien het en vrouens bedien het. En ons het Vinkie se vrouekamp in Oktober, die naweek van die 5de Oktober. Asseblief volg Leanne op Facebook, kyk al die details lê daar. Ek gaan môre weer die kamp details op my Facebook sodat julle kan sien wie se gesiggie wat hierdie kamp reël, maar ek kan jou beloof jy gaan definitief met tissues inpak. Want kyk, ons is albei rentekraaiers, ons huil vir almal en saam almal, maar ons huil absoluut wanneer ons met passie oor die Here praat en ek dink daai naweek my sis, daai visie wat jy het van Christianity 101, go back to basics, en die Here wat 'n generasie oprig wat terug gaan Eden toe. That's gonna happen on that weekend. So as jy gelei word en jy wil hierdie naweek kom bywoon en jy is in die area, doen dit. As jy nie in die area is, die vlieg in, daar's genoeg tyd om te spaar, get yourself there. Ek het al klaar profetiese drome en woord vir die kamp gekry, so ek is super opgewonde en groot afwagting, maar ek voel ook my sis, I'm keeping you accountable, maar my hart sê, ek weet nie vir die Here is nie, maar daai was jy die dienste, maar dan wil ons sê, maar die Here sê, né? Here sê. Die sê, ek dink is tyd weer vir 'n Vinkie online ministry, my sis, jy het 'n ongelooflike anointing oor jou lewe, baie wysheid, en ek dink dat selfs vanaand, want ek weet waar jy stoei en waar die seisoen van stoei wat jy met die Here gehad het die laaste paar maande, van 2025, kom ons sê die laaste paar weke van 2025. Halleluja. Maar I believe that there was healing for you tonight as well. Yeah. Hierdie is jou passie. You come alive when you speak about God. En my sis, you are so genoeg en so geliefd. En ek wens Delmas was 3 kilos van die pad af, sodat ek meer by jou kon wees.
Ag, ek bless jou. Ek is so lief vir jou en dankie vir dit wat jy vir vrouens beteken. Ek dink jy spreek altyd so in ander en vanaand wil ek in jou ook inspreek. Dankie vir wie jy is. Dankie vir jou selfloosheid. Ek dink as daar iemand is, ek kan regtig getuig. Sy het gesê sy kan my in die middel van die nag bel, maar kyk as ek vir Geraldine bel, dan is sy op dit en sy het altyd 'n plan en sy het altyd 'n goddelike wysheid en sy het altyd inspraak wat regtig vir my so kosbaar is. So dankie vir jou. Jy's 'n besonderse mens. Jy's nie net 'n mooi gesiggie nie, hoor. Ek weet dat hierdie wat hier binne aangaan is verskriklik mooi en dankie dat dit so uit jou uitstraal. Ek eer jou. Love you, my sissie. Dankie. Ek bless jou en Skalk. Ek bless vir Caleb en vir Liefke. Dankie dat jy volgens 'n raad deurgestuur het with stuff, but we're going to handle it. Die kinders, die nuwe generasie. Ek sien jou vinnig, gou en ek's lief vir jou. Love you lots. Baba, julle almal mag julle verskriklike lekker aand hê. Die volgende Facebook live is nie volgende donderdag nie. Ek vat elke tweede donderdag af om voor te berei vir die volgende ene. So oor 2 weke van nou af, ek dink ons is dan in Maart, is daar net so 'n ongelukkige vrou met haar storie en ek is opgewonde. Lekker aand vir julle almal en lekker slaap. Bye.